hartlike goeie dag van my Yvonne Besuidenhout by ons gebedsversoeke program. Heerlik om weer saam met julle te kuier en ook van Ansie Smit. Ons is so bly om weer 'n tyd met julle te spandeer oor die woord van die Here en in gebed. Dit is so belangrik, want gebed is een van die belangrikste doel van ons lewe. As ons nie bid nie, het ons geen kontak met die Vader nie. So vandag wil ons bietjie met julle gesels oor 'n baie belangrike onderwerp, Martha en Maria. Baie van ons voel partykeer soos 'n Martha, ander soos 'n Maria, maar vandag wil ons bietjie gesels oor hierdie twee susters en wat dit vir ons beteken. Kom ons gesels 'n bietjie en kyk 'n bietjie oor die verhaal. Die verhaal van Martha en Maria verskyn hoofsaaklik in twee Bybelboeke, Lukas, wat fokus op hulle verskillende persoonlikhede, en dan Johannes, wat hulle geloof tydens die dood van hulle broer Lazarus beklemtoon. So ons gaan so 'n bietjie kyk na hierdie twee verskillende aspekte. Kort opsomming oor Martha en Maria. Martha en Maria was die susters van Lazarus en het in Betanië gewoon. Hulle was ook goeie vriende met Jesus van Nasaret, wat baie dikwels by hulle kom kuier het, tuis gegaan het, saam geëet het. Die bekende verhaal is in Lukas 10 vers 38 tot 42. Ek kan gerus daar gaan lees, maar ons gaan ook net nou vir julle bietjie in die verskillende vertalings rondom hierdie lees. Ons sien dan in hierdie verhaal dat Martha was besig met die voorbereiding en die bediening van gaste. Ja, dit is belangrik, ons moet gaste kan bedien, maar ons gaan bietjie kyk oor die balans. Maria het by Jesus se voete gesit en na sy woorde geluister. Martha het gekla dat sy alleen al die werk moes doen, en Jesus het haar baie liefdevol geantwoord en gesê, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar een ding is nodig. Maria het die goeie deel gekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. So ons kyk hier so dat sy gekla het by Jesus en gesê het, maar sy moet die werk doen wat belangrik was, maar Jesus het vir haar gesê, ja, dit is belangrik, maar Maria het eintlik nou die beste deel uitgekies, want sy het tyd by die Here gespandeer. Ja, kom ons gaan kyk 'n bietjie na die woord, Lukas 10, 38, 42. Die keuse tussen doen en luister. En op hulle reis het Jesus in 'n sekere dorp gekom, en 'n vrou met die naam van Martha het hom in haar huis ontvang. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria, die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Maar Martha sê vir Jesus, sê vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge, maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem kan word nie. Hierdie gedeelte kontrasteer Martha se hartewerk met Maria se begeerte om by Jesus se voete te sit. Maria het by die voete van Jesus gesit. Sy het haar vertroosting daar gevind, sy het geluister, en Martha het rondgeskarrel, sy was besig om alles klaar te maak. Baie keer is daar in elkeen van ons 'n Martha en 'n Maria, maar soos Yvonne net nou gesê het, ons moet leer om 'n balans te handhaaf. Lukas 10, 41, 42. Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge, het Jesus hierso vir Martha gesê. Maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie. Soos Ansie gesê het, elkeen van ons het 'n Martha en 'n Maria wat binne in ons leef, maar die hele idee is om die balans te vind. Hoe hanteer ek vir Martha, hoe hanteer ek vir Maria? So altyd is die belangrikste deel om Jesus eerste te plaas. Hul soos ons leef ook met Jesus in die middel van hulle bestaan. Ons moet regtig net die balans vind tussen die tyd met God en die tyd om
aan funksies te werk, aan etes te werk. En soms is dit moeilik. Ek vat myself, ons is baie keer baie besig by die kerk met funksies en etes, en dan terwyl die diens aan is, dan kry ek my gedagte wat dwaal, en dink ek aan dit wat nog gedoen moet word, en hoe dit gedoen moet word, en dan moet ek myself elke nou en dan weer bietjie terugruk, en sê nee, sit nou eers by Jesus voete, vergeet nou eers die dinge, die kos, en die bediening, en al daai tipe van goed, en luister. So die beste deel moet ons nie nalaat nie, die beste deel moet ons luister. Ja, dit is belangrik, want niemand kan hierdie dinge doen nie, maar dit moenie ons hele lewe oorneem, ons hele gedagtes oorneem nie, wat ek self my soms kry, en dan vra, Here, ek is baie soos 'n Martha, en daar is so baie Marias, voel ek baie keer, en wie moet dan die werk doen? Maar Jesus leer ons moet die balans kan ken tussen tyd vir hom en tyd vir funksies. Baie van ons sukkel met hierdie dinge, en ons het keuses om te maak. Waarmee moet ek nou regtig besig wees? Die ding is, as jy die tyd het om te gaan stil sit by Jesus, moet jy aan hom die volle aandag gee. Nie jou gedagtes laat dwaal nie, want dan kon jy net sowel in die kombuis gebly het. En ek moet vir myself sê, wat is nou die belangrikste ding wat ek nou moet doen? Is dit nou om te luister na God se woord, of is dit nou die voorbereiding van kos? Dit gaan eintlik alles oor tydsberekening. Daar's 'n tyd en 'n plek vir alles, soos wat ons ook leer in die Bybel. Waar moet ek my nou eintlik besig hou, moet ek myself vra. Wat is nou die belangrikste ding om te doen? En die werk moet gedoen word, en dit moet klaar gemaak word. So daar is 'n balans. Ja, dit is ook belangrik. Veral as ons dink aan die Bybelse tyd. Ek weet, hulle het baie langer gevat om voedsel voor te berei as ons vandag, want hulle moes alles van soos ons in Engels sê, van scratch af gemaak het. Ons kan gou 'n pakkie noedels gaan koop. Hulle sou eers die meel moes meng, en dis 'n hele proses. So ja, ek kan verstaan dat dit baie langer gevat het, want was hulle nou klaar met hierdie stuk wat Jesus hulle geleer het, was hulle sekerlik dan nou honger, en het dan nou verwag om te eet. Maar soos Jesus gesê het, die tyd toe wat Maria gekies het, moes Martha ook gesê het, okay, kom ek skuif dan net al die dinge 'n bietjie een kant toe, en kom luister ook. En dan na die tyd sou Maria ook dan nou genoeg tyd gehad het om vir Martha te gehelp het. Ja, gaan kyk 'n bietjie na die ander vertalings. Daar's 'n vertaling wat sê, Martha, jy was bekommerd oor baie dinge. Soos Yvonne gesê het, bekommernis, jy's besorg, jy's verontrus, jy kom nie tot stilte nie, jy spandeer nie tyd aan Jesus se voete nie. Dit gaan alles oor prioriteite wat ek en jy moet handhaaf in ons lewe. Hoe lyk ons daaglikse prioriteite? Kyk 'n bietjie aan die einde van die dag, hoe jy jou dag spandeer, hoe jy jou tyd spandeer. Het jy miskien te lank voor die TV gesit? Het jy miskien te lank in die koerant gelees? Waarmee het jy jou tyd spandeer? Dis belangrik dat ons elke liewe dag tyd moet spandeer in God se woord, gebed, en ook om te luister na die stem van die Heilige Gees. As ons 'n voorbeeld kan gebruik, dink 'n bietjie aan 'n gebreekte horlosie. Die horlosie werk glad nie, maar op een geleentheid van die dag gaan dit presies die regte tyd wys. En so gaan dit ook in ons eie lewe. Dan vra jy jouself af, waarmee was ek besig vandag? Hoe het ek tot hierdie besluit gekom? Hoekom het ek so baie tyd spandeer aan hierdie projek of hierdie persoon? Hoeveel tyd het ek gemors vandag? En baie keer kom jy agter die dag is verby. Jy sê baie keer, waar is die tyd teen? Baie keer kom jy aan die einde van die dag en dan sê jy vir jouself, ek het nie veel gedoen vandag nie. Ek het amper niks gedoen nie, waar is die tyd heen? So ons moet prioritiseer, elke oggend as jy opstaan. Waarmee gaan ek my vandag besig hou? En waar gaan ek God se woord en tyd inpas om te luister na die stem van die Heilige Gees? Ja, ons almal maak 'n verskil, maak nie saak wat 'n persoonlikheid jy het nie. Ons verskil in persoonlikhede en ook in belangstelling. Almal het nie 'n belangstelling in byvoorbeeld kos maak of om te bedien nie. Ander het ander belangstelling. Dit is waar die gawes ook dan inkom. Sommige van ons is taakgeoriënteerd en ander mense
weer mensgeoriënteerd. So daar is mense wat omsien na mense, na hulle behoeftes, en dan is daar ander wat taakgeoriënteerd is. Sommige situasies vereis meer as dit, maar weer eens, waar is die balans? Maar ek wonder sommer, in julle huis, wie is wie? In my huis wonder ek soms self, wie is wie? Wie is die een wat vir ure sal gesels en vergeet om die ketel aan te sit? En wie sal heeltyd kom bys toe hardloop en vir die gaste hierdie aandra en bedien? Ja, ons sien dit, dat baie keer kry jy in 'n huishouding, tussen man en vrou, of 'n ma en kinders, dat ander mense sal inkom en kuier, en hulle sal sommer dadelik begin gesels, en sommer vergeet om vir hulle tee te bedien. En dan is daar ander mense wat jy sal inkom, en nog voor die mense gaan sit het, dan vra jy al, kan ek vir jou koffie of tee bedien? So dit is persoonlikhede, nie een is verkeerd nie, en elkeen het sy eie gawe en sy eie bedieninge. Dit is weer eens net die balans. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verskillende vertalings. In Amplified Bible sê Martha and Mary, now while they were on their way, Jesus entered a village called Bethany, and a woman named Martha welcomed him into her home. She had a sister named Mary who seated herself at the Lord's feet and was continually listening to his teaching. But Martha was very busy and distracted with all her serving responsibility, and she approached him and said, Lord, is it if of no concern that my sister has left me to do the serving alone? Tell her to help me and to do her part. But the Lord replied to her, Martha, Martha, you are worried and bothered and anxious about so many things, but only one thing is necessary. For Mary has chosen the good part, that which is to her advantage, which will not be taken away from her. So, weer eens, waar is ons prioriteite? Wat is dit ons voordeel? Is dit ons voordeel om net te bedien en nie genoeg tyd by Jesus te spandeer nie? Of kan ons sê, ons gaan eers tyd by Jesus spandeer en dan kan ander dinge bykom? Ons kyk die Message Bible sê, as they continued their travel, Jesus entered a village. A woman by the name of Martha welcomed him and made him feel quite at home. She had a sister Mary who sat before the master, hanging on every word he said. But Martha was pulled away by all she had to do in the kitchen. Later she stepped in, interrupting them, and said, Master, don't you care that my sister has abandoned the kitchen to me? Tell her to lend me a hand. The master said, Martha, dear Martha, you're fussing far too much and getting yourself worked up over nothing. One thing is only essential, and Mary has chosen it. It is the main cause and won't be taken from her. Ja, Martha het gekyk na die aardse voedsel, waar Maria gekyk het na die ewige voedsel. So weer eens, ons moet die beste porsie uitkies, net dit wat vir ons ewigheidswaarde het. Ander translations sê vir ons, now as they were traveling along, he entered the village, and a woman named Martha welcomed him into her home. She had a sister called Mary, who was seated at the Lord's feet, listening to his word. But Martha was distracted with all her preparations, and she came up to him and said, Lord, do you not care that my sister left me to do all the servings alone? Then tell her to help her. Sy het verwag dat Jesus gaan sê, nee Maria, hoekom sit jy nou hier? Is jy nou lui? Gaan help vir jou suster. Maar nee, Jesus het gesê, onthou, Maria het nie gesit en TV kyk nie. Maria het nie in die son gelê en bak nie. Sy het aan die voete van die meester gesit. Daarom het die Here vir haar gesê, but the Lord answered and said to Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things, but only one thing is necessary. For Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from her. Ja, wat is die les wat ons leer vandag? Die belangrikste les wat ons hier leer is geestelike prioriteite. Hoe lyk ons geestelike voedsel? Hoe spandeer ons tyd? Spandeer ons genoeg tyd om na God se stem te luister, sy woord te luister? Of ons is besig met materiële, tydelike dinge?
Albei vroue het Jesus lief gehad, maar dit wys vir ons dat die een gekies het om te luister. Sy het eintlik haarself verloor in sorge, diensbaarheid en sy tyd spandeer in Jesus se voete, terwyl Martha rondgehardloop het met die tydelike dinge. Kom ons kyk na die kernlesse. Kies die beste deel uit. As ons na al die vertalings kyk, dan Jesus sê, sy het die beste deel uitgekies. Geestelike voeding moet elke dag ons eerste prioriteit wees. Ons staan soggens op en die eerste gedagte wat jy het, is om die ketel aan te sit, 'n koppie koffie te maak, pap te eet, 'n vrug te eet. En dan jou geestelike voedsel los jy verlaat, terwyl dit omgekeerd moet wees, dat jy, as jy jou oë oop maak, moet jou eerste taak wees van jou dag, jou geestelike voeding. Praat met die Here, sit by hom, luister 'n bietjie. Volgens die Bybel het Jesus gesê, Maria het die goeie deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Sy het die dinge gekies wat ewigheidswaarde het, wat nooit van haar weggeneem sou word nie. Ja, baie keer konsentreer ons op die tydelike dinge, die kos gee, die tee maak, die rondhardloop, die bedien. Maar ons moet weet, ons moet 'n persoonlike verhouding met God hê, en dis die belangrikste vir ons. Ons kan nie ander mense dien, as ons nie geleer het om God te dien, en hom die eerste plek in ons lewe te gee nie. So kom ons maak seker elke dag, hoe lyk my verhouding met God? Hoe lyk my prioriteite vir hierdie dag? Hoe spandeer ek? Waarna gee ek aandag? Hoeveel keer of hoe lang tyd het ek spandeer om my geestelik te voed? Dat ons geesmens ons alles kan vernuwe word deur die woord van God. Ja, ons moet versigtig wees dat ons nie in die strik trap van te besig raak en vergeet van die belangrike dinge nie. Want ja, alhoewel ons brood het, aardse brood wat ons in die winkel koop, is die brood van die lewe soveel meer belangrik. So kom ons wees so versigtig, laat die duiwel ons nie so besig hou met allerhande dinge nie. Ja, tot in die kerk kan die duiwel jou tyd steel. As jy in 'n kerk is en jy is betrokke in die kerk, moet jy so jou tyd ook indeel, dat daar 'n balans is. As ons kyk bietjie, Martha was so besig met die bediening en voorbereiding, dat sy teen die woorde van Jesus self misgeloop het. Sy het heeltemal nie eers geweet waarvan het hy gepraat nie. En so is dit ook in ons lewe soms. Ons kyk na, byvoorbeeld, ons luister na die predikant terwyl hy preek op die preekstoel. Maar as jy uit die diens uitgaan en jy dink bietjie terug aan die woorde, kan ek vir jou sê, die meeste mense, as hulle 10% van daardie boodskap gaan onthou, gaan dit baie wees, want hulle gedagtes is op die verkeerde plek. Hulle het nie gekies om die beste deel nie. Hulle gedagtes is te besig met dinge wat nie ewigheidswaarde het nie. Martha het heeltemal fokus verloor en gekonsentreer net op die bediening, om ander te bedien met voedsel of wat ook al, en sy het glad nie tyd gemaak om te luister nie. Onnodige bekommernisse. Jesus het Martha ligtings tereggewys en gesê, sy moenie haar te veel oor dinge bekommerd nie, want net een ding was regtig nodig, en dit is die ewige lewe. Ja, dit is belangrik dat ons as vrouens ons huise netjies maak, want ek sê altyd, die Here is nie 'n God van wanorde nie, hy is 'n God van orde, maar ons moenie ons huise verafgod nie, ons moet hom nie so skrob van die môre tot die aand, dat ons glad nie by die dinge van die Here uitkom nie. Daar's 'n tyd vir alles. Sê, nou is dit my tyd om stil te raak voor die Here, spandeer tyd, en dan maak jy tyd om jou huis skoon te maak, kos te voorsien en weer tyd te maak. So daar moet altyd 'n balans wees. Want diensbaarheid is goed. Dit is goed om diensbaar te wees. Ek dink ons het te min mense wat regtig diensbaar is met allerhande dinge. Maar dit is jou gesindheid wat belangrik is. Balans tussen aksie en aanbidding. Daar is niks verkeerd met gasvryheid of harde werk nie. Die fout kom wanneer ons werk ons bitter, geïrriteerd of jaloers maak op wat ander gekies het om te rus. Weer soos ek net nou gesê het, ander rus dalk by die voete van Jesus. So hierdie rus moet ons nie verwar met luiheid nie. Iemand wat nou net te lui is om hy skoon te maak, iemand wat nou regtig net te lui is om te help
dit moet ook nie wees nie, want die Here sê tog baie duidelik, dat die luie moenie eet nie, die wat nie werk nie, moenie eet nie. So ons moet versigtig wees met wat ons sê. Moenie jouself regverdig en sê, nee, die Here het gesê, ek kan maar rus nie. Nee, wanneer ons praat van die rus by die Jesus se voete, is dit wanneer jy tyd met hom spandeer. Daar is 'n balans. Ons moet dien in oorvloed. Ons kan self effektief dien, as ons eers gevul is deur die woorde en die teenwoordigheid van God. Wanneer ons dit so dien, dan weet ons het 'n balans en ons sal dit op die regte manier doen. Jy kan nie bedien sonder om God eers te dien nie. Jy kan nie uitgee wat jy nie het nie. Ja, ons moet elke dag onthou van Martha en Maria. Ek dink vir al ons vrouens wat geneig is om besig te raak, besig om te besorg, jy is bekommerd oor soveel dinge, dat ons werklik tyd sal maak om stil te word. Om vir God te werk is belangrik, maar om tyd met hom te spandeer is nog belangriker. Soos Yvonne gesê het, ons moet waak daarteen om nie te besig te raak nie. God roep ons, elkeen van ons, om hom getrou te dien, maar ook om gereeld stil te word en na sy stem te luister, om hom eerste te stel in elke dag. Dis al ongelukkig al waarvoor ons tyd het vandag, so kom ons kyk 'n bietjie na die versoeke. Ons het baie mense wat vra, wat siek is, wat ongesteld is, so kom ons bid vir hulle. Dan ons reën, daar's nog steeds dele van ons land wat baie droog is. Dan sal baie mense wat aansoek gedoen het vir werk, so kom ons tree ook daarvoor in. En dan sal ook genesings vir die persoon wat oogoperasie gehad het. So ons gaan nou saam bid hierdie gebed, dat Vader ons sal help om elke dag tyd te spandeer met hom. Here, dis tyd wat ons vir iets anders kon gebruik het, maar ons kies nou om by u voete te sit. Here, help ons om in hierdie tyd bietjie te vergeet van onsself, ons omstandighede, en dit ons werklik net sal fokus op u teenwoordigheid. Want ons kan nie op mense staat maak nie, ons kan nie op ons eie staat maak nie, maar baie dankie dat ons weet dat ons op u kan staat maak. U wat ons help as ons hordosies gaan staan, as ons tyd mors, as ons fokus verkeerd is, en dat ons werklik tyd spandeer met u. Vader, ons bid vir elke versoek wat ingekom het, vir hulle wat siek is, hulle wat ongesteld is, hulle wat in die hospitaal is. Vader, dankie dat ons weet, u is die groot geneesheer, en dat u nog steeds genees. Ons vra dat die genesende krag van God deur hulle liggame vloei, ook vir haar wat 'n oogoperasie gehad het, Here, dat u haar sig volkome sal herstel. En dan bid ons vir reën. Here, u ken ons land, u weet waar reën nodig het, is baie dankie dat ons vandag weet dat ons die God aanbid wat die reën gemaak het. En dan bid ons ook vir mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Dankie vir vertroosting. Dankie dat ons weet, u is die vertrooster. En dan bid ons vir mense wat aansoek gedoen het vir werk. Dankie my Vader, dat u die regte deure vir hulle sal oopmaak. Ons vra dit als in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons wil julle aanraai, stuur julle versoeke, stuur julle getuienisse vir ons in, sodat ons mekaar kan intree en mekaar se arms kan versterk. Baie dankie dat julle saam met ons gekuier het. Van my, Ansie Smit, tot ziens tot die volgende keer. Tot ziens tot de volgende keer.